Goeiedag julle almal en dit is sommer lekker om weer vandag saam met julle te wees. En vandag gaan ons 'n bietjie kyk oor hoe om effektief te wees vir God. Dit is belangrik dat ek en jy waar ons beweeg 'n impak vir God se koninkryk sal maak. En ons gaan 'n bietjie stil staan by Openbaring 3 en ons gaan 'n bietjie kyk na wat sê dit daar vir ons. Nou voor ons dit lees, wil ek eers gaan na my tema toe om te sê wees effektief vir God. En die woord effektief beteken iets wat goed werk, iets wat sy doel bereik en iets wat resultate oplewer. So met ander woorde, waar ons gaan, wil ons resultate sien in God se koninkryk. Ons wil God se doelwitte uitleef. En so dis belangrik dat wanneer ons kyk na die woord effektief, dan waar ons gaan, moet ons as kinders van God 'n invloed wees. Ons moet effektief wees, ons wil impak maak, dis waar ons wil wees. En dan gaan ons na Openbaring 3 toe, en ons gaan dit 'n bietjie lees, want die hele tema en die oorhoofse bedoeling, as ek dit so kan sê, van God hierso is, om eintlik vir hierdie kerk te sê, luister, ek soek julle weer effektief. Ek wil hê julle moet weer warm wees vir my, of koud wees vir my, maar die lauwarm gaan nie werk nie. En ons gaan 'n bietjie saam gesels oor dit. Nou, julle kan saam met my gaan, Openbaring 3, vanaf vers 14 tot en met vers 20, daai laaste gedeeltetjie, en net tot sover gaan ons dan lees. Dit sê skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ek weet ook dat julle nie warm is nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou omdat julle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan, om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle kan ryk word, en koop wit klere, sodat julle aantrek, en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie, en koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en terg, elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Ons gaan net tot sover lees vandag en ek gaan 'n bietjie die konteks en hierdie gedeelte vir julle inkleer en veral met die gemeente Laodicea, waaruit kom dit? Wat het gebeur? Wat was die milieu en die konteks van daardie gemeente en daardie gedeelte? Want onthou, Jesus kom praat met hulle en hy sê 'n paar goed vir hulle en ek en jy gaan nie kan assosieer nie, ons gaan dit nie kan verstaan as ons nie terugklim so bietjie in daai tyd en in daai milieu nie. Nou ek wil eerstens begin om te sê dat Laodicea was een van 7 gemeentes in Klein-Asië, met ander woorde vandag ook Turkye, en hulle was dan bekend vir hulle lauwarmheid, as ek dit so kan sê, teenoor God. Hulle lauwarm hart teenoor God. Nou ek gaan eers stil staan by die stad, maar julle moet besef dat die gemeente baie van daai eienskappe gedra het, en daarom kom spreek God die gemeente aan. Ek wil ook kom sê dat God praat hier met gelowiges. Dis 'n gemeente wat gestig is. Hy kom praat nie met die ongelowige nie. En so ek gaan nou 'n bietjie stil staan by dit, want wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan is dit nie soos baie al gesê het, ja, warm is vir God en koud is teen God. En God bedoel nie hier as jy maar net warm was vir my en koud was teen my nie, maar nou omdat jy lauwarm is, spoeg ek jou uit nie. Nee, koud was effektief. Warm was effektief. Die gedeelte wat 'n probleem was die lauwarm. En ek gaan dit mooi kom verduidelik dan ook vandag. Nou so, hulle was een uit 7 gemeentes. En belangrik is hier, God kom tig hulle. God kom spreek hulle aan. Maar ek wil hê julle moet God se hart kom sien. Hy kom sê dan ook daar vir hulle op die einde, luister maar, ek klop aan julle gemeente se hart. En as julle oopmaak, gaan ek saam met julle inkom en feesmaal hou.
En dan kom sê God net voor dit, hy tug elkeen wat hy lief het. So, ek wil hê julle moet God se hart agter hierdie gedeelte sien. Ek wil hê julle moet God se hart optel en hoe lief hy vir die gemeente is, vir die mense. God is ontsettend lief vir elkeen van ons en daarom los hy ons nie. Hy verwerp nie hierdie gemeente nie, maar inteendeel, God kom gee hulle eintlik nog 'n kans om te keer en dan hom weer te dien. Nou hoor mooi, Laodicea was bekend vir 3 goed. Nommer 1, hulle eie bankwese. So met ander woorde, hulle het banke gehad, hulle was ryk, hulle was finansiëel baie sterk gebied en so in daai area was dit baie goed finansiëel. Dit het goed gegaan met die mense daar. Nommer 2, in hierdie stad was hulle ook bekend vir swart wol en die spesifieke tekstuur wat hulle dan ook vervaardig het uit hierdie wol uit en hulle het daaruit klere gemaak. En hierdie klere het gepraat van status, hierdie klere het gepraat van rykdom en so daarom kom praat God dan ook met hulle en hy kom sê vir hulle, luister, trek my wit klere aan van regverdigheid voor God. Maar ons gaan nou daarby kom. Dan nommer 3, hulle was ook bekend vir hulle medisy, vir hulle mediese hospitale, hulle mediese dokters en hulle het dan ook 'n spesifieke oogsalf gehad wat dan ook baie mense gehelp het met hulle sig, om hulle sig te verbeter. So as ons die agtergrond vat van Laodicea, die stad, dan sien ons hulle was selfversekerd. Hulle was ryk, hulle het goed gedoen finansiëel, hulle was in die mark en in besigheid baie goed, en dan was hulle ook goed in hulle medisy. So ons kan sien hoe selfversekerd hulle was, asof hulle ook nie iemand nodig gehad het nie, en ons lees dit dan ook daar, waar God dan vir hulle ook sê, julle sê ons het niemand nodig nie, want hulle was selfversekerd, selfstandig, sterk in dit wat hulle gedoen het, en dan kom praat God met hulle. Maar belangrik een ding wat Laodicea nie gehad het nie, was hulle eie varswaterbron, en hulle het nie water gehad nie, en so het hulle dan water as te ware ingevoer. Hierdie dorpe waar hulle dan water ingevoer het, was van 'n ver plek af. Dit was kilometers ver en dit is van Hierapolis en dan ook aan die ander kant Colossense. Hierapolis was bekend vir hulle warm water en dit het dan ook minerale ingehaal en dit het genesing gebring. En so het Laodicea dan van Hierapolis af water ingekry en dan het hulle ook van Colossense. Nou Colossense was weer bekend vir hulle yskoue bergwater. En dit het weer baie ouens verfris en dit was ook sommer net lewenskragtig. So jy het aan die een kant hierdie koue water wat verfris, jy het aan die ander kant warm water wat genesing bring en dan kom dit by Laodicea aan, maar God kom spreek hulle aan. Want by die tyd wanneer dit by Laodicea uitkom, hierdie water, dan is dit nie meer warm nie en dit is ook nie meer koud nie, dit is lauwarm. So dit het nie meer die genesings middele in nie, en aan die ander kant bring dit ook nie meer verfrissing nie. En so is dit eintlik dan nutteloos. En hierdie water is dan ook onaangenaam om te drink, want niemand wil lauwarm water drink wanneer hulle hard gewerk het nie, wanneer dit 'n warm dag is nie, wanneer hulle sport gedoen het nie. En daarom kom sê God, hy gebruik eintlik hierdie illustrasie en hy sê daarom spoeg ek julle uit. Ek wil jou gaan aanraai om dit vir jou prakties te maak, gaan ek drink lauwarm water en wanneer jy 'n dag hard gewerk het in 'n vuurwarm dag van 40 grade, dit proe onaangenaam. Dit is nie lekker nie. En daarom kom sê God, luister, ek spoeg julle uit want wat ek soek is verfrissende water. En daarom kom spreek hy hulle aan rondom die koud en die warm. So ek wil kom sê, vir baie lank is daar gepreek soms dat koud is sleg en God bedoel eintlik, luister, as jy koud is, jy weet, is dit afvalligheid en bly weg van my af, as jy tog maar net eerder teen my gekies het, en die ander kant is die warm, as jy vir my gekies het, en dis nie wat hierdie gedeelte sê nie. God kom sê, die koud was verfrissend, hy het sy doel gehad, die warm was verfrissend, hy het sy doel gehad, die probleem was, die lauwarm. En hoekom was dit lauwarm? Want daar was 'n afstand tussen hierdie dorpe en Laodicea, en by die tyd wanneer die water by hulle uitgekom het, was dit lauwarm. En wat wil God vir jou en my kom sê vandag? Hy kom sê, leef naby my. As jy effektief wil wees, warm wil wees, of koud wil wees,
moet jy naby my leef. As jy verfrissing wil wees, as jy genesing wil bring, dan moet jy naby my leef. Want as ons teen 'n afstand van God gaan leef, gaan ons lou warm word, gaan ons oneffektief wees, gaan ons nutteloos wees, gaan ons nie kan doen waarvoor God ons geroep het nie. En dis wat hy eintlik hier vir hierdie kerk wil kom sê. Hy sê, luister, julle het so selfversekerd geraak, dat julle leef ver van my af, en as gevolg van dit, het julle nutteloos geraak, het julle eintlik onaangenaam geraak. Julle mag dalk ryk lyk vir die mense om julle. Julle mag dalk baie geld hê, mooi klere dra, ensovoorts, die beste medisyne hê, maar eintlik is julle siek. Eintlik is julle blind, eintlik is julle naak, eintlik is julle arm, want julle leef ver van my af. En so wil ek kom sê, God kom praat nie teen rykdom nie, God kom praat nie teen hierdie ouens se sukses nie, want hulle het sukses behaal, maar God kom spreek hulle aan, want hulle eer hom nie meer in hulle sukses nie. Hulle kom doen nie meer wat hy verlang nie. Hulle is nie meer effektief in sy koninkryk nie, want dit gaan alles oor die uiterlike, dit gaan alles oor die natuurlike. En so, dis belangrik vir jou en my om dit raak te sien, want as ek en jy in God se koninkryk effektief wil wees, moet ons naby aan die Here lewe. Dis wat hy kom vra. En hy kom spreek dan ook 'n paar ouens aan in die Nuwe Testament, veral ook die Fariseërs en mense wat hom dien met lippetaal. Nou ek wil hê ons moet saam so toe gaan, en hierso in Matteus 15 vers 8, Matteus 15 vers 8, lees ons dit. Dit sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. En so ons kan nie net God kom dien met lippetaal nie. Ons moet 'n lewenswyse hê waar ons hom eer. En tweedens in 2 Timoteus 3 vers 5 lees ons, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. En dis presies wat hier met die kerk in Laodicea gebeur. Hulle het nog die uiterlike skyn van godsdiens. Hulle het nog 'n gemeente, hulle het nog 'n kerk, hulle kom nog by mekaar, maar die rykdom en hulle selfversekerdheid het so oorgevat, dat hulle beweeg ver van God af. En soos ons hier kan sien, hulle het nog daai uiterlike skyn gehad van godsdiens, maar die krag van God het hulle nie herken nie, en het hulle nie gesien nie, en het hulle nie beleef nie. En so dis belangrik vir jou en my om raak te sien, dat vir jou en my kan ons nie net God dien met ons lippe nie, maar ons moet in hom leef, om ook dan sy krag te beleef. Nou verder het ek hier gesê, ons verhouding met God kan nie net teoreties wees nie, dit kan nie net kopkennis wees nie, maar dit moet 'n leefstyl wees. In Matteus 23, en julle kan die hele hoofstuk gaan lees, maar vers 27 en vers 3, dan lees ons waar Jesus dan ook die Fariseërs eintlik aanspreek. En hy sê, julle is wit gepluisterde grafte, van buite lyk julle tog so mooi, maar van binne af is julle eintlik dood. Dan kom sê hy ook vir die disippels, hy sê, julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, hierdie Fariseërs. Maar hulle voorbeeld moet julle nie doen nie en nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Weereens 'n uiterlike skyn van die godsdiens, maar die krag ken hulle nie. En selfs in die Bybel kom sê dit gereeld dat wanneer Jesus gepraat het, het hy met autoriteit gepraat. Mense kon sien, hy dra autoriteit. En ek wil kom sê, die Fariseërs het ook baie preke gedoen, ook baie met mense gepraat, maar nêrens sien ons dat hulle woorde krag gedra het nie. Nêrens sien ons dat hulle daai autoriteit gehad het nie. En dit was omdat hulle leeg binne was, maar buite 'n uiterlike skyn van godsdiens gehad het. Net soos in Laodicea. Nou derdens het ek hier gesê, ons behoort ook vrug te dra om effektief te wees. In Galasiërs 5 vers 22 tot 23 kan julle gaan lees, waar dit alles noem daar, lankmoedigheid, sagmoedigheid, geduld, vriendelikheid, ensovoorts, liefde teenoor mekaar, dis die vrug van die Gees, wat ons dan ook moet uitdra, om ons effektief te laat maak. En dan in Johannes 15 vers 8 sê dit, my Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrug dra, en my disippels is. En so is God se hart, dat ons sal vrug dra. En hierdie kerk van Laodicea het nie meer vrug gedra nie. Dit het alles gegaan oor hulle self, oor hulle selfversekerdheid, oor hulle rykdom, oor hoe dit goed gaan met hulle. Hulle het nie meer gekyk na die ander om hulle nie. Hulle was nie meer effektief vir die koninkryk nie.
En so is dit belangrik dat ek en jy gaan moet vrug dra vir God se koninkryk, vir hom om ook effektief te wees. En so laastens het ek hier ook gesê, ons behoort ander positief te beïnvloed. Dit gaan nie net oor jou en my nie. Ons verhouding met God gaan baie verder as net jou en my. Dit gaan oor die mense om ons. So ons moet 'n positiewe invloed hê. En ek het gesê, ons doen dit dan ook deur ons geloof wat 'n sigbare impak maak. En so mense moet kan sien deur jou geloof dat jy impak maak. Wat bedoel ek met dit? Daar's vrug aan die een kant, maar dan het ons ook geloof aan die ander kant. So met ander woorde, wanneer mense ons land sleg praat, wanneer mense negatief praat, moet jy inkom as kind van God en eerder sê, manne of vrouens, kom ons bid oor hierdie saak. Kom ons bid vir ons land. Kom ons bid vir hierdie persoon. Kom ons dra hulle op aan die Here. En dit is hoe ons 'n verskil gaan maak. Dit is geloof in aksie. En dis wat die Here van ons vra, om nie saam negatief te praat nie, om nie ons geloof een kant toe te stoot nie, maar om actually in ons huidige situasie ons geloof uit te leef en dat dit impak maak in mense se lewens. Nou laastens wil ek kom afsluit voordat ek 'n paar vrae vir jou en my het. In Openbaring 3 vers 20 kom sê die Here daar, luister, ek klop aan hierdie gemeente, aan hierdie deur van hulle hart kom klop ek. As julle my toelaat, gaan ek inkom en 'n feesmaal met julle hou. En so is dit ook vir ons as individue vandag. Dat God kom klop aan elke kerk en elke gemeente, maar ook aan ons harte vandag. Om te sê, as jy my toelaat, gaan ek 'n feesmaal met jou hê. En in die konteks van daai tyd, in die Griekse konteks en die Jodese konteks, was die aandete die groot ete. En dit word baie keer vernoem as jy gaan na die oorspronklike Griekse woord toe, na 'n feesmaal of 'n aandete. En hierdie aandete was vir ure lank voorberei. Dit was amper heeldag lank voorberei en dit was 'n groot gesellige samesyn, samekom, saam kuier. En dit was nie net bloot vir enige iemand nie. Dit was baie keer vir familie of vriende of as ons 'n gas nooi om regtig 'n diepe vriendskap te kweek. Dit praat van gemeenskap en intieme verhouding. Dit praat van geselligheid. Dit praat van 'n nabye koneksie. Nie net om kos te deel nie, maar om 'n dieper verhouding en vriendskap te hê. Dis wat hierdie aandete en hierdie feesmaal dan bedoel. En so Jesus kom sê vir ons, luister, wanneer jy oopmaak, gaan ek hierdie dieper vriendskap met jou kweek. Ek wil my hart vir jou kom openbaar. Ek wil jou hart ook hoor. Ek wil met jou gesels, ek wil samesyn met jou hê. Ek wil gesellig met jou sit en kuier. En so is dit belangrik vir jou en my dat wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, is dit nie 'n harde gedeelte van God wat net sê bly koud of wees koud en jy weet of wees warm vir my anders dit en nee, God se hart is hy wil inkom en sê luister, ek tigtig hulle wie ek liefhet. Ek kan sien Laodicea, jy's besig om van die pad af te gaan want jy het sukses bereik. Jy's besig om suksesvol te wees en ek kom roep jou terug na my toe. Ek wil weer deel raak van jou. Ek wil hê jy moet my toelaat. Want wanneer jy my gaan toelaat, gaan jy meer effektief wees. En gaan ons saam iets wonderliks saam doen. En so is dit vandag ook met jou en my. God kom roep ons tot 'n nabyheid. God wil ons vriend wees. Hy wil hê ons moet oopmaak met hom. Hy wil sy hart met ons kom deel. En so wil ek jou kom bemoedig vandag. As jy dalk louwarm is, as jy op 'n plek is, waar jy sê, ja Andrew, ek werk so hard dat ek eintlik my pad bietjie met God verloor het, ek kom nie by hom uit nie, ek gooi nie hout nie, ek maak nie tyd met hom nie, en daarom het ek wegbeweeg van hom af. Of dalk het jy sukses bereik, en dalk sit jy en jy kyk na hierdie video, en jy sê, ja, ek is so suksesvol, ek is ryk, ek is soos hierdie Laodicea stad, ek het sukses, ek het 'n mediese fonds, ek het alles wat ek nodig het, daar's niks wat ek nie nodig het nie, en so, kom vind jy jou dalk op 'n plek waar jy koud geword het, of afvallig geraak het, of een kant toe gegaan het en wegbeweeg het van God af. En God kom roep jou weer vandag en hy sê, luister, ek klop aan jou hart se deur. Maak oop, want ek wil saam met jou kuier. Ek wil saam met jou samesyn nie. Ek wil jou hart hoor en ek wil my hart met jou deel. Dis sy hart vandag. En so ek wil hê, voordat ons afsluit, vra jouself, vir jy wat dalk daar sit en sê, maar ek is effektief vir God. Wil ek hê, jy kan jouself kom toets vanoggend, om hierdie paar vrae te vra. En dit is nommer 1, is ek vandag nog geestelik sterker as 'n jaar of 2 gelede? Is ek sterker vandag geestelik
as 'n jaar of 2 of 5 gelede, het ek gegroei in my geestelike lewe met God. Tweedens, is my verhouding met God meer intiem. Is dit nog net 'n ou dagstukkie wat ek lees? Is dit nog net deur 'n TikTok videoetjie wat ek kyk of 'n Facebook videoetjie wat ek kyk? Of is dit net 'n vinnige opskiet gebedjie wat ek sê, is dit waar my verhouding is met God? Of het ek meer intiem geraak? Doen ek Bybelstudie? Spandeer ek 'n bietjie meer tyd in sy teenwoordigheid? Vra jouself dit af. Derdens, dra ek meer vrug? Jy weet, dis belangrik. Is ons besig om 'n leefstyl te hê waar ons God eer in ons lewe? As 'n taxi vir jou indraai nou, wis is 5 jaar terug, skelm kom nog steeds, raak ek nog steeds kwaad vir dit, of nie? Het ek gegroei in my vrug? As iemand my sleg sê, sê ek kom terug sleg, of vergewe ek en beweeg ek aan? Hoe lyk my vrug? En laastens, word my geloof prakties, sigbaar in my besluite, in my verhoudings. En as jy dalk in die kerk is en jy dien, of jy's 'n pastoor in my bediening, leef ek my geloof prakties uit, daar waar ek is? Of is ek skaam daaroor? Hou ek dit my een kant? Nee, God vra van ons om prakties ons geloof uit te leef. En so, vandag kom roep die Here jou weer terug na hom toe. En dalk het jy nou warm geraak, jy was op 'n tyd koud, jy was verfrissing vir mense, wanneer mense in jou teenwoordigheid kom, het jy somme hulle gevul met daai smaaklike water wat hulle somme afkoel en wat hulle somme weer nuut laat voel. En dalk was jy daai persoon wat wanneer mense na jou toe gekom het, was jy daai genesing, as ek dit so kan sê, deur die Heilige Gees. Mense het na jou toe gekom en as hulle wegstap, voel hulle beter oor hulle self, voel hulle beter oor die lewe, is hulle nader aan God. Maar met tyd het jy dalk afvallig geraak, met tyd het jy dalk beginne toelaat dat die afstand tussen jou en God groei. En as gevolg van dit is jy vandag lauwarm. Jy's nie koud nie, jy's nie warm nie. En as gevolg van dit is jy eintlik nie prakties besig om God se koninkryk uit te brei nie. En die Here roep jou vandag in verhouding met hom weer. Hy kom roep jou om nader aan hom te beweeg, want hy wil inkom en 'n feesmaal hou met jou. So kom ons bid saam, en ek gaan spesifiek dan ook vir jou bid. So Vader, dankie dat ons vandag kan hoor van die kerk van Laodicea, wat Here u hart vir hulle uitreik. Here, u verwerp hulle nie as kerk nie. En so verwerp u ook nie ons as mens nie. U kom sê vandag deur hierdie boodskap, ek kan jou weer nuut maak. As jy my innooi vandag, sal ek inkom en 'n feesmaal met jou hou. Ek sal jou weer koud maak waar jy verfrissing bring. Ek sal jou weer warm maak waar jy genesing bring. Ek sal deur jou werk soos nooit tevore nie. Maar keer terug na my toe. Jy wat afvallig geraak het. Jy wat laat afstand groei het tussen my en God. Here, dankie dat u vandag kom sê, ek kom nader vir elkeen wat oopmaak vandag. En daarom wil ek 'n oproep maak vandag, vir daar waar jy staan of sit, en hierdie boodskap hoor vandag, sê net Jesus, ek maak my hart se deur oop vandag. Kom in, kom en hou feesmaal met my. Kom en openbaar jouself vandag aan my. En die Here kom sê vandag, ek kom, ek is hier, ek doen dit nou, in Jesus se naam. Dankie Here dat u lewens nuut maak. Dankie Here dat u weer kinders van u, wat lauwarm was, vandag weer warm maak vir u, aan die brand steek vir u, vurig maak vir u, sodat hulle u sal dien, en hulle geloof sal uitlewe, Here, waar hulle weer praktiese kinders van u sal wees, en Here, waar hulle effektief is vir die koninkryk. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Julle moet 'n wonderlike week hê, blessings vir elkeen, en weet, as jy jou hart oopgemaak het, die Here kom in, en jy sal effektief wees vir hom, deur sy Gees, wat jou help.